Ons het nie die krag om onsself te red nie. En daarvoor is ons innig dankbaar. En ons is ook nie gered, Here, omdat ons iets reg gedoen het nie. Ons is gered uit genade alleen. Omdat U dit goed gedink het. Ons is so dankbaar vir dit, Here. En ons is dankbaar, Christus, vir U werke. Want sonder U sou ons nog steeds verlore gewees het. Dankie dat U soos 'n goeie herder die skape bymekaar kry. Vir dit, Here, sê ons dankie. Seën die woord en berei die harte voor, sodat dit sal uitgaan en vrug dra. In Jesus naam. Amen. Dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Dankie vir die musiek. Terwyl hulle sit, as jy jou Bybel het vandag, kan jy saam met ons oopmaak by Matteus 5. Matteus 5. Ons skriflesing vir vandag is Matteus 5. Ons gaan net vers 3 lees. Ek sal 1, 2 en 3 lees. Ek dink dit sal goed wees en dan, soos ons vorder, sal ons die res hanteer. Ons is besig met 'n reeks oor die saligspreuke van Jesus Christus, die seënspreuke. En die reeks se naam is, wat is dit werklik wat jou gelukkig maak, of wat bring ware geluk vir die gelowige? Wat bring werklike vreugde? Hoe lyk 'n Christen wat werklik gelukkig is? Wat is ware vreugde? En vandag doen ons die eerste saligspreuke. Ons het verlede week begin en dit was so 'n inleiding wat nodig was, want ons verstaan het hoe lyk seën en hoe lyk ware geluk. En nou begin Jesus 'n lys noem van eienskappe van iemand wat werklik vol vreugde is. So hy begin met hierdie lys en ons doen vandag die eerste een. So kom ons lees hoofstuk 5 vers 1 tot 3. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, geseënd of gelukkig of salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou ons het gesê dat hierdie wêreld het 'n ander idee van seën as wat 'n Christen het. Die wêreld dink om geseënd te wees of om gelukkig te wees is om 'n nuwe Ford Ranger te ry. Ek sien hulle daar sommer so 'n advertensie uit dat jy identifiseer die Rangers en dit bring net absolute vreugde, nê, as almal 'n Ranger ry. Die wêreld het ook 'n idee van vreugde om te sê dis geld, dis materialisme. Of die wêreld het ook 'n idee, dit is nou natuurlik nie vir die Christen nie, maar die wêreld het die idee dat vreugde is jou skoonfamilie wat ver bly. Maar vir die Christen is dit nou nie so nie natuurlik, nê. Maar Jesus kom leer ons in hierdie gedeelte wat is ware vreugde, wat is ware seën. En hy kom wys ons dat om geseën te wees, bring vreugde. Vreugde vloei uit seën. Want die wêreld gee vir ons 'n valse idee van hoop. Dominee Johan het so 'n paar weke terug gepreek oor hoop. Uit hoop kom vreugde, uit hoop kom hierdie seën. As ons aanhou hoop hê in Christus, vloei vreugde, vloei seën. Die wêreld sê, sit jou hoop in iets anderste. Iets wat jy kan sien, iets wat jy kan vat. Iets wat jou laat voel asof jy mag het. Dis geld. Maar die probleem met dit is dit is tydelik. Want daai Ford gaan vir jou vreugde gee totdat hy begin rook of overheat, nee. Nou moet jy Hilux kry. Nee. Daai Ford gee vir jou net tydelik vreugde. Net tydelik. Die kar is net vir so lank nie. Die geld gaan jou net vir so lank vreugde bring. Nee, want een of ander tyd gaan jy ander goed konfronteer wat geld jou nie kan uitkry nie of die Ford jou nie kan uitkry nie. En Jesus sê, hierdie goeders, ja, elke goeie seëning, elke materialistiese ding, al ons kos, al ons wat ons besit, kom van hom af natuurlik. Maar dit is nie ons bron van vreugde nie. En dit is wat Jesus hierso doen. Hy verduidelik ons dat daar is 'n ander bron van vreugde. 'n Ander bron van ware vreugde. 'n Ander bron van seën. En dit is nie materialisme nie. Met dit wil ek ook sê, dit beteken, ware vreugde beteken nie dat ons moet rondloop soos Mickey Mouse met 'n glimlag heeldag op ons gesig nie. Nee, daar is ruimte om te treur, daar is ruimte vir trane, vir hartseer, vir teleurstelling, daar is ruimte vir dit. Maar die ware vreugde lê by in die midde van dit, kan ons nog steeds die vrede en die nabyheid en die troos van die Here ervaar, wat dan natuurlik vir ons vreugde bring.
Dit is wat Jesus ons hier wil leer. Is dat ons vreugde is soveel meer as net wat ons besit. Want dit wat ons besit gaan vergaan. En Christus wil ons dit wys. So ons lewe in 'n wêreld wat 'n valse idee verkoop van vreugde. En hierdie wêreld, eintlik wat hulle sê is, hulle sê glo in jouself. Glo jy net in jouself, jy kan, nê. Daar is selfs 'n kerke, hulle skrywe boeke by die honderde hieroor. Ons het verlede week gepraat oor daai, so aangeraak oor daai welvaartspredikings. Hulle sê vir jou, jy is 'n klein God en jy kan dit doen en jy moet dit net glo en dis die 10 beste stappe sodat jy die beste dit kan wees en dat kan wees. Hulle plaas soveel klem op wat jy kan doen. Maar dis nie Christendom nie. Christendom gaan nie oor wat jy kan doen nie. Christendom gaan oor wat Christus in jou kan doen. En Christus gee vir ons hierdie lys. En hy beskryf werklik wat hy in jou wil kom doen. In 'n gelowige wil kom doen. En wanneer hy dit, want dit is 'n proses, en wanneer hy dit doen, ervaar ons vreugde. En vrede, wat ons verstand te bowe gaan. So vandag het ek die eerste seënspreek of saligspreek, wat ek met julle behandel, en ek dink dit is 'n moeilike ene, want dit sny tot in ons trots in. En gewoonlik as ons trots aanraak, dan, ek praat nie van trots oor jou fisiese voorkoms nie, maar trots oor wie jy is, en wat ek kan doen. En dit maak dit moeilik, maar dit is 'n belangrike een, en ek dink dit is ook hoekom Jesus hom eerste gesit het. Ek glo nie Jesus het net lukraak gesê, hierdie een is sommer eerste nie. Ek dink hy het hom eerste gesit, want ons eers iets wat moet afsterf. En dit is ons. En dit is moeilik baie keer. Dit is vir ons uitdagend om onsself te laat afsterf. Want ons hou vas aan wat ons weet, ons hou vas aan ons sekuriteit. Maar hierdie is die beginpunt. Dis die beginpunt van redding, en dis die beginpunt van ware vreugde. Ek en Louise het so, toe ons nog in Bonnievale was, het ons vriende daar gehad, en het die vriende nooi ons toe op 'n staproete. Die staproete was van Greyton na McGregor toe. Ek weet nie of julle bekend is met die name nie, maar dit is omtrent so dag se stap. Nou ons is so 5 gewees, dit was nou voor die kinders. Ons was so 5 gewees, en nou ons wou nie soontoe stap en terugstap nie. So wat ons gedoen het, is met 2 voertuie gery, tot daar, 2 voertuie gery, 1 voertuig afgelaai, toe klim ons al 5 in die een, en toe ry ons met 1 na die kant toe, so as ons gestap het, het ons 'n voertuig gehad om die ander een te gaan haal. Maar ons het so 4 uur opgestaan, ek en Louise, en ons het seker, ek kan nie ons onthou, ons het Rice Krispies, dis net 'n hap van wind, ek weet nie. Maar ons eet ons cereals in die oggend, jy weet, en hy hou nie vir jou lank nie. En ons klim toe in die kar, en ons het ons rugsakke in die kattebak, en ons laai die eerste voertuig af, en ons is oor na die volgende een toe, en op pad soontoe stop al die vriende van ons, stop toe by 'n vulstasie, ek kan nie onthou wat sien dit was nie, en daar so is die lekkerste pastries en koffie, en ek en Louise het by onsself gedink, ons gaan stap, hoekom sal ons geld wil saamvat? Ons gaan nie halfpad 'n winkeltjie kry nie. So hier is al die ander 3 vriende en hulle eet, hulle laai hulle self met kilokalorieë. Hulle is reg vir 'n staproete en ek en Louise, ons kyk maar net, jy weet, en ek dink een van hulle het daarom vir ons 'n koffie gekoop, hulle het ons jammer gekry. En daar gaan ons en ons parkeer toe die kar en hier begin ons die staproete. En ons stap, die eerste deel is so lekker plat en dis 'n pragtige staproete. Jy stap so deur 'n kraans en berge, maar ons kry toe ons eerste opdraande. En daai eerste opdraande was styl, regtig, hy was styl. As ek nou met my grappie moes deurtrek, moet ek sê, dis daar waar hy Ford Ranger gaan overheat, regtig. Hy was baie styl. En ons klim toe, en die ander 3 gaan vooruit, soos hulle gaan vooruit. En ek en Louise is heel agter, en ons trek swaar, en ons begin toe moan. Nie dat ons mounas is nie, maar ons kla regtig van is moeilik, en is eintlik net omdat ons nie energie het nie. Ons het geen krag nie. Ons het geklink soos tieners sonder wifi, nee. En ons trek swaar, sê, wanneer is ons daar bo? Ja, ons kan nie meer nie, hoekom is ons so swak, wat gaan aan, hoekom wag hulle nie vir ons nie? Want ons plan was heeltyd om daar bo te gaan eet, ons gaan daar bo eet. So ons het ons kos in ons rugsak, maar ons durf nie dan het raak nie, ons moet saam eet. Ons kom toe daar bo en ons eet toe, en toe ons geëet het toe, is dit asof hierdie mounas van ons net sommer so verander, en die vreugdevolle mense, en ons is weer vol entoesiasme, en ons vat toe weer die staproete aan, en ons stap toe en hou weer die pas. En dit is vir my interessant, hoe net 'n kwessie van kalorieë, hoekom ons nou bietjie iets ingeneem het, eintlik maar net weer ons hele houding verander het teenoor die stap.
Jy weet, en ons was nie reg nie, want ons het probeer uit ons eie krag, wat ons nie eintlik gehad het nie. Ons het nie krag gehad in ons, om die staproete te voltooi nie. Maar die ander ouens het, hulle was reg gelaai. Ons het niks gehad nie. En dit is eintlik die konsep waarvan Jesus praat. Arm van gees. Arm van gees is om te sê, jy moet jouself laai met iets wat reg is. En jy moet nie uit jou eie krag uit nie. Jy gaan nie ver kom nie. Jy gaan nie ver kom nie. Want die roete wat voor ons lê is moeilik. Dis uitdagend. Arm van gees sê, moenie jy staat maak op wat jy het nie, maar maak staat op dit wat die Here vir jou gee. Sy gees. En die krag van sy gees. En dit is wat Jesus hier sê. Hy sê, as ek nou my voorbeeld moet gebruik, daar is 'n standaard wat God het. Dis 'n hoë standaard, né? Die 10 gebooie selfs by homself is 'n hoë standaard. Hierdie standaard is, en ek bedoel, wat anders te verwag ons van 'n heilige God? 'n almagtige, soewereine God. Ons verwag heilige voorskrifte. Hierdie standaard is moeilik, hy's hoog, en uit ons eie krag gaan ons net nie daar kan uitkom nie. En Jesus sê, moenie uit jou eie krag uit nie. Laat toe dat Christus in jou voed, en jou lei, en jou stuur, en die krag in jou gee, om by God se standaard uit te kom. En vriende, hoe gouer ons besef, ons kan nie uit ons eie krag nie, hoe gouer gaan ons vorder in ons geloof. En 'n sekere sê dat arm van gees beteken nie om arm van jouself te wees nie. Hulle sê jy moenie, want in Lukas praat die skrywer, Lukas sê, geseënd is die wat arm is, en dan los hy net gees uit. Maar Lukas, natuurlik is 'n kruisverwysing na arm van gees. Nou ouens sê, wanneer hy sê geseënd is die wat arm is ouens wat fisies arm is. Dis nie waarvan Jesus hier praat nie. Dis nie fisiese armoede nie. Dis glad nie fisiese armoede nie. Ek weet Jesus lewer uitsprake oor 'n ryk man wat moeilik in die hemel kom, maar dis omdat 'n ryk man sy hoop en sy sekuriteit vind in dit wat hy besit. 'n Arme ou het niks nie, so hy het net hoop en sekuriteit in Christus. Maar alhoewel dit moeilik is vir 'n ryk man om in die hemel te kom, is dit nie onmoontlik nie, né? Ek bedoel, Jesus self het nie rondgegaan en gaan bedel nie. Nicodemus was ook 'n welafman. Josef van Arimatea was 'n welafman. So kan ons deur die Bybel gaan en sien dat Jesus praat nie oor fisiese armoede nie. Ek wil vir jou verduidelik waarvan Jesus praat. Die woord wat hy gebruik vir arm beteken wel letterlik brandarm. Dink aan die konsep van 'n bedelaar wat niks het nie. Ons praat nie van iemand wat min het nie, iemand wat niks het nie. En dit was gewoonlik ouens wat blind was of wat verlam was, ouens wat nie vir hulle self kon voorsien nie. So Jesus gebruik hierdie woordjie. Daar's 2 Griekse woorde vir arm. Die ene is 'n ou wat min het. Nee, ek kan nog bietjie oorleef. Ek is so bietjie arm. Ek kan nog oorleef. Ek is so bietjie arm. Hy gebruik nie daai woord nie. Jesus gebruik die woordjie arm vir iemand wat regtig niks het nie. Dis die konsep van iemand wat in 'n hoekie sit, sy gesig bedek en net sy hand uitsteek, hy krimp ineen en hy sê asseblief help my, ek het niks. Jesus sê, daai arm ou is geseënd. Maar nou vra ons arm van wat? Hoe hy sê arm van gees. Gees, die Griekse woord pneuma. Pneuma, dis jou asem, dis jou gees, dis jou wese, nie die Heilige Gees nie. Dis jou wese. Jesus sê, wees arm van jouself. Wees arm van jou hoogmoed, wees arm van jou trots, wees arm van jouself, van wie jy dink jy is. Hy sê, so iemand, wat arm is van homself, erken dat hy nie die vermoë het om homself te red nie. Dis half hierdie idee, as ons moet praat van hierdie bedelaar wat in 'n hoekie sit en sy kop sak in skaamte en sy hand uitsteek. Dit skets half hierdie idee van, as ons arm is van onsself, dan sak ons kop, ons steek ons hand uit na die Here, en ons sê, Here, ek kan myself nie red nie. Here, ek het nie die krag om op te klim tot U daarbo nie. U is so groot en so almagtig, en wie is ek, soos Dawid geskryf het, wie is ek dat U moet ag slaan op my? Dis die idee wat Jesus besig is om hier te skets. En hier is die probleem. Baie Christene sê, ek kan. Nee, ek kan. Ek kan self opklim tot God. Ek hoor selfs in mense se taal praat. Hulle sê, ja, ek het in die wêreld gelewe en toe vind ek God. Is dit werklik wat gebeur het? Dink ons dat ons net eendag besluit het, ons gaan God vind?
Niemand vind God nie. Inteendeel, die skrif sê, niemand soek God nie. Jy sien, daar is sekere ouens wat die uitspraak maak en sê, luister, al wat jy moet doen is, jy moet net gaan besluit, neem die besluit, en dan is dit so maklik soos dit en jy's gered. Jou siel sal nie verlore gaan nie, einde daarvan. Asof God net daar so op bystand is, en hy wag net vir jou. Maar dis nie die konsep wat Jesus hier skets nie. En dit inteendeel bots met die skrif. Want die skrif sê, niemand soek God nie. Niemand streef na God nie. God is die een wat soek. God is die een wat soek. Wat dit sê Romeine 3, vers 10 tot 11. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. En hier is dit. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal. Saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Arm van gees sê juis, jy kan nie God soek nie. Ek kan nie God soek nie. Ek kan nie uit my eie krag opgaan na God toe nie. Dis wat arm van gees is. Dis die konsep wat hy sê. Ek kort iemand om my te help. Ek het nie net wakker geword en gesê, ek kan nie. Hulle wat ons verlede week gesê het, ons het gesê, hierdie is nie 'n lysie van goed wat ons moes doen nie. Hierdie is 'n beskrywing van iemand wat ons word, iemand wie ons word. Dis nie 'n lys van goed wat ons moet gaan doen nie. Jy kan nie besluit, ek gaan nou kies om arm van gees te word. Jy word arm van gees, en al hoe ons arm van gees word, is as ons nie gevul word met onsself nie, as ons onsself leeg maak, sodat God kan meer word. En dis die evangelie. Is dit nie die evangelie nie? Is die evangelie nie juis waar Christus afgekom het, en hy kom doen het juis dit wat ek nie kon doen nie. Die evangelie begin waar ons erken dat ons nie kan nie. Jou redding begin daar waar jy erken jy nie kan nie. En hoe gouer ons dit besef, ek dink hoe gouer maak dit ons afhanklik van God. En hoe gouer ons afhanklik van God raak, hoe gouer kom sy innerlike vreugde en vrede in ons. En met dit gesê wil ek ook sê, arm van gees beteken nie om te ontbreek in entoesiasme nie. Arm van gees beteken nie om te ontbreek in passie nie. Arm van gees beteken nie om passief te wees of om teruggetrokke te wees nie. Arm van gees beteken die blote feit net om te sê, jy is nie vol van jouself nie, jy dink, jy weet jy kan dit nie doen nie, en jy kort iemand om dit vir jou te kan doen. Jesus natuurlik. So dis wat dit is. Maar nou is die vraag, hoekom? Hoekom is dit belangrik? Hoekom is arm van gees belangrik? Ek het net so 3 redes. Eerstens, arm van gees is belangrik want dit bring redding voort. As jy nie arm van gees is nie, gaan jy die koninkryk nie kan sien nie. Want dis wat hy sê, geseënd is die wie arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk. As jy nie arm van gees is nie, is daar nie redding nie. As jy vol is van jouself en jy kan vir een oomblik sê, Here, kyk wat ek gedoen het, ek het dit gemaak tot ek het myself gered, dan hoekom het jy Jesus nodig? Hoekom het jy vergifnis nodig? Hoekom het ons genade nodig? Sonder arm van gees is daar nie redding nie. Niemand het nog nooit in die koninkryk van God gekom op selftrots en op selfpogings nie. Niemand was nog nooit gered op sy eie trots en op sy eie dade nie. Nog niemand nie. Niemand. MacArthur sê dit goed, hy sê, die deur vir die koninkryk se ingang is baie laag. Al hoe jy daar inkom, is op jou knie. Efesiërs 2:8, wat natuurlik die bekende een is. Want uit genade is julle verlos, deur geloof, en dit kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons geloof red ons, verseker. Ons geloof in dit wat Jesus kom doen het. Arm van gees sit ons terug in daai posisie om te sê, luister, ek is aan die voet van 'n heilige berg, my God is daar bo met sy standaard en ek kan net nie daar uitkom nie. Ek kort iemand om my te help. Ek kort hierdie krag in my om daar uit te kom. Ek kan nie, Here, maar U kan. Dis arm van gees. Die oomblik as ons vergeet dat Christus dit vir ons moet doen, ons probeer dit uit ons eie pogings uitdoen, dan raak ons verlore.
En dan vergeet ons waaroor gaan Christendom. Jakobus 4:5 God staan die hoogmoedige steen, maar aan die nederiges gee hy genade. Wie kry genade? Die ou wat sê ek doen dit self, of die ou wat sê Here, ek kan nie? 'n tweede rede hoekom ons sê arm van gees is belangrik. Eerstens, dit bring redding. Tweedens, dit bring verandering. Arm van gees bring verandering voort. Wanneer ek leeg is van myself, is daar ruimte vir God en sy gees in my. Hoor wat sê Titus 3:5. Hy, dit is nou Jesus, het ons verlos nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte van wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Wanneer ek arm is van gees, is daar ruimte vir God in my lewe, en wanneer daar ruimte is vir God se gees, dan deur die gees bring hy 'n nuwe natuur, hy bring 'n nuwe lewe. Ek word 'n nuwe ek word 'n nuwe mens. Ek word innerlik verander. Natuurlik in 'n proses, nie in 'n oogwink nie. 'n Derde rede hoekom arm van gees belangrik is want die Here ontferm homself oor die wie arm van gees is. Hierdie is vir my so mooi. Hierdie is vir my so mooi om te dink dat die einste ou wat dalk sit, figuurlik gesproke, in die hoekie en met sy kop in skaamte en sy hand uitsteek en sê, Here, ek kan nie. Dis daai einste ou wie die Here sy hand uitsteek en sê, ek weet jy kan nie, maar ek kan. En hy vat hom. Dit leer vir my so iets moois van God se karakter. God soek hulle wat nie kan nie, want hy weet, ek kan met hulle werk. Ek dink dit was die 95 rugby wêreldbeker, die afrigter gesê, moenie maar die 15 beste manne gee nie, maar gee my die 15 wat gewillig is. En ek wen vir jou die beker. Dis die konsep. Ons het hierdie lysie van goed, en ons sê, ek moet die beste dit wees, dis goed, stel hoë standaarde, ek stem saam, maar besef net, dis nie jy of ek nie, dis nie ons, wat hierdie beste Christen is nie, dis Christus in ons, wat dit bereik. Arm van gees, is God ontferm hom oor hierdie. Hoor wat sê Spreuke 16:5. Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik hy sal nie ongestraf bly nie. Psalm 51:19. Offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart sal u o God nie minag nie. Jesaja 66:2. Maar op hierdie een sal ek let. Op wat se tipe mens sal jy let, Here? Hoor. Op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Dis daai ou. Die Here slaan ag op hierdie ou. Hierdie moet in die begin van ons roete wees. Hierdie moet in die begin van ons geloof wees. Dit moet ons vertrekpunt wees vir hierdie reeks en vir ons geloof. En ek verstaan hoekom Jesus dit eerste gesit het. Want as ons vol van onsself is, gaan die volgende saligspreker nie in ons kan indring nie. Ons moet onsself eers leegmaak van onsself, sodat Christus kan inkom. Ons moet eers sê, soos ek en Louise op baie roete, jong, ons kort iets wat hulle het. Ons kort iets, en dis nie 'n energy bar nie. Ons kort iets. Ons kort iets, want ons kan net nie uitkom by God se standaard nie. So as ek die voorbeeld kan gebruik, ons het gesê, ons gebruik juist hierdie voorbeeld van die bergklimmer, nee. Ons het gesê, verlede week het die bergklimmer sy toerusting uitgepak, hy het sy tassie gepak, hy's reg vir die roete, sy gids het na hom gekyk en sê, mooi, jy's reg, ek dink dit gaan goed gaan. Nou is ons aan die voet van die berg, en ons begin klim. Ons begin klim met selfvertroue. En ons klim 'n end, maar hoe hoër ons klim, en hoe hoër ons klim, hoe dunner raak die lug, en hoe swaarder haal ons asem. En nou begin ons klim, ons het al rotse, en ons hande begin gly, ons is kort van asem, ons kom by 'n punt waar ons eintlik net vashou, en ons sê, weet jy, ek kry net nie hierdie Christen lewe reg nie, ek kry net nie hierdie standaard reg nie, ek kan net nie uit my eie krag uit nie, en nou hang ons daarso, en ons sê, ek kan nie meer nie. En eintlik wat jy sê is, ek kan nie uit myself nie. En dan skree ons gewoonlik, nee, dis gewoonlik wat 'n krisis doen, is dit nie? Hy druk jou tot 'n punt waar jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek kan net nie meer nie. En eintlik wat jy sê is, Here, nou gee ek oor. En
En hierdie berg, ek sien hierdie prentjie, hy hang daar en hy sê, ek kan net nie meer nie. Help. En arm van gees is die konsep waar Christus afkom. En hy vat 'n tou en hy maak hom om jou vas. En die ander gedeel van die tou maak hy om homself vas. En hy sê, ek weet jy kan nie, maar ek kan. Probeer. As jy gly, as jy val, die tou van genade is daar. Die tou van vergifnis is daar. Maar klim jy saam met my. Ek vat voor. Ek sal lei. Klim jy saam met my. En dis die evangelie. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus is dat Christus dit vir ons gedoen het en dat ons nie uit ons eie krag dit hoef te doen nie. Maar dit eis iets van ons. Oorgawe. Leegmaak. Dit eis om terug te staan en sê, dis nie ek nie, Here. Was nog nooit ek nie. As ons nie arm van gees is nie, gaan ons nie hulp kan kry nie. As ons nie erken dat ons onsself eers moet leegmaak nie, gaan ons nie ruimte hê vir God om onsself te kom volmaak nie. Ons moet besef hoe verlore ons werklik was, en miskien is dit hierso wat vandag sit, wat dalk net verlore is. As ons dit kan besef, dan gaan ons besef hoe groot en hoe goed en hoe mooi en hoe ryk God se goedheid en sy genade in ons lewens is. 'n Goeie kontras wat dit uitbeeld, is wat Jesus gebruik in een van sy gelykenisse in Lukas 18. Ek gaan hom net so vlugtelik vertel. Dis Lukas 18 vers 10 tot 14. Jy kan hom gerus by die huis gaan lees. Jesus vertel uit die gelykenis, 'n storie, as jy sou wou. En hy praat van twee mense het opgegaan na 'n berg. Een was 'n fariseer. 'n Fariseer was 'n ou soos 'n dominee in daai tyd, nê. Maar net skynheilige een. Terwyl en dan die ander een was 'n tollenaar, nê, is die ou wat werk vir belasting. Hy was gehaat. Hy was gehaat. Ek weet nie hoe vandag se omstandighede is nie. So hier is die twee ouens. Ene gehaat deur die samelewing. Hierdie ou, die skrif sê selfs dit kom voor asof hy homself haat. Hy hou nie van wie hy is nie. En die ander een wat dink, weet jy, ek het alles in die hak. Kyk vir my, ek is so heilig, nê. Twee van die ouens gaan op. Hulle gaan op om te gaan bid by die tempel. Die fariseer is die eerste wat opgaan. En hoor wat bid hy? Hy bid, hy sê, o God, ek dankie dat ek nie soos hierdie ander mense is nie. Kan jy dink, 'n ou staan langs jou en hy sê, dankie Here, dat ek nie soos hierdie ou is nie. Hy bid dit, dankie dat ek nie soos hierdie ander mense is nie. Dankie dat ek soos 'n rower, 'n onregverdige, 'n egbreker, of self sê hy soos hierdie tollenaar is nie. En dan brag hy nog steeds, hy boast. Hy sê, ek vas 2 keer 'n week, ek gee tiendes aan alles wat ek verkry. Hierdie ou doen alles reg in die oë van die mense. Maar daar's een probleem. Hy's vol van homself. Want hy dink dis hy wat dit doen. So wie kry eer? Hy. Hy het klaar sy loon, sê die Here Jesus. Hier kom die aanhou. Die tollenaar. Hoor wat gebeur met hom. Die tollenaar het ver weg gestaan. Dis ook maar goed, nee, want dit sou sy gevoelens seer gemaak het as hy gehoor het wat daai fariseer gebid het. Die tollenaar het ver weg gestaan. En hy wou selfs nie eers met sy oë ophef na die hemel nie. Hy het sy bors geslaan. En hy sê, o God, wees my genadig. Ek is 'n sondaar. En Jesus sê, toe weet julle van hierdie, wat se een was regverdig verklaar? Hy sê die laaste een, die tollenaar. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Die kernverskil tussen hierdie twee mense is, die fariseer het so gefokus op wat hy reg doen, maar hy skyn heilig, want hy doen nie alles reg nie. Want hy gee dalk tiende, maar met wat se motief gee hy tiende? Motief maak saak, nee. Met wat se motief? Dink byvoorbeeld, sê nou maar iemand gee $1 miljoen vir 'n nie winsgewende organisasie, en almal sê, wow, $1 miljoen. Sê nou iemand gee $1 miljoen vir, ek moet die Suid-Afrika nog uit my kry. Iemand gee $1 miljoen vir 'n nie winsgewende organisasie, vir vergete en verlate baba hondjies, nee, want dit raak almal se hartsnare. En hulle sê, oh wow, kyk hy ou, wow, hy doen so goeie daad. En nou wonder ons maar, ja, hierdie ou, en nou vind ons uit, hierdie ou gee eintlik dit, want dit help hom met die belasting, dit help hom met sy puntestatus, so eintlik hoekom hy gee,
is sodat hy kan goed lyk. Is dit dan nog steeds 'n goeie daad? Of is dit 'n selfgesentreerde en selfsugtige daad? Want dit gaan waarom? Dit het nooit gegaan oor die gee nie. Sê met wat 'n motief? En dis die verskil. Hierdie ou dink dalk hy doen alles reg, hierdie fariseer. Maar sy motiewe is verkeerd. Want hy doen dit vir selfroem en selfstatus. Hy het dit nog nooit vir God gedoen nie. En hier kom die tollenaar. En hy skets daai beeld. Hy kan nie eens opkyk nie, hy's in skaamte. Dis hoekom hy nie kan opkyk nie. En hy slaan sy bors wat 'n gebaar is van ek is spyt oor wie ek is en oor wat ek doen. Ek is 'n tollenaar, ek is 'n sondaar, maar ek weet ek kort vergifnis en ek weet ek kort God. En hy sit soos hierdie idee van hierdie bedelaar in die hoekie en hy steek net sy hand uit in skaamte en hy sê, Here, help my net. En God sê, natuurlik help ek jou. Want jy maak nie staat op jou krag nie, maar jy weet waar lê jou redding. Fariseer het gedink sy redding lê by homself, die tollenaar het geweet sy redding lê by God. Hy tree op soos 'n bedelaar, diepe nederigheid, diepe hartseer en diepe erkenning. Dit is wat Jesus sê, met arm van gees. Dit is die eerste ding na ware vreugde. Is jy moet nie na jouself kyk vir ware vreugde nie. Jy moet nie na jouself kyk vir redding nie. Ons moet onsself leeg maak, sodat ons kan vol word van hom. So hoe? Dit is die vraag. Hoe? Wel ek het 3 punte gekry hierso by MacArthur, en ek het 2 bygesit, so ek het vir jou so 5 punte vandag, wat die proses kan motiveer, dink ek. Ja, die eerste een is, moet net nie probeer deur jouself nie. Fokus op God. Moenie fokus op jou vermoë om te kan of om nie te kan nie. Fokus op God. Soek God in sy woord. Jy weet, dis daai konsep van soek, vra en klop. Soek, vra en klop. Soek God, vra vir God. Klop konstant, soek God in sy woord. Kyk na Christus, leer van God, streef na God, smag na God. As jy so fokus op God, sit jy God op die voorgrond. En wanneer God op die voorgrond is, dan skuif ons na die agtergrond. Die tweede een, maak die vlees dood, kruisig die vlees. En hierdie ene verwelkom lyding. Wanneer jy lyding verwelkom, is dit geneig om jou te bring by 'n posisie waar jy sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Dis nie lekker nie. En wanneer ons die vlees doodmaak, is dit juis wanneer ons nie meer op trots funksioneer nie. Moenie deelneem aan al die goed waar die wêreld aan deelneem nie. As die wêreld besig is met losbandigheid, losbandigheid. Ek weet in Nieu-Seeland praat hulle van 'n partner buite die huwelik. Dis nie Christendom nie. Ons het nie deel aan dit nie. Dieselfde konsep rondom dronkenskap. Dieselfde konsep rondom enige sonde waar die wêreld hom aan vergryp. Kruisig daai vlees. Want as jy in dit gaan funksioneer, gaan jy jou vlees motiveer in jou. Maar as jy fokus op die goed van Christus, die van die Gees, motiveer jy die Gees in jou. Derde, vra. Dit is een ding van 'n bedelaar, nê. Hy vra konstant, en hy vra altyd en hy vra gereeld. Vra. Gaan in jou binnekamer in, maak jou deur toe, soos die Here Jesus gesê het, gaan kniel daar net waar God jou kan sien, en pleit en smeek en vra en bid sonder ophou en sê, Here, U is ek. Here, ek kan nie uit myself uit nie. Here, ek is dalk vol van myself, of Here, ek verloor, of Here, ek gly, maar Here, U kan. Vra. Die vierde een, besef dat elke liewe ding wat jy het, selfs die asem wat jy vanoggend so vanselfsprekend aanvaar het, tot en met jou voertuig, jou huis, jou gesondheid, alles is 'n geskenk uit die Here se hand uit. Dit maak jou dankbaar. En dan die 5de ene, bely dat jy kort skiet. Sê dit. Bid dit. Sê, Here, ek kan nie, ek skiet kort. Here, ek sukkel met hierdie sonde, of Here, ek sukkel met dit. Here, maar ek kan nie. Ware vreugde, en ek sluit af, nee. Ware vreugde, begin om eers na God te kyk, voor ek na myself kyk. Want ons het in elk geval niks, wat ons na God toe kan vat. Niks. Al wat ons het is ons harte. Dus hy lied, hy bekende lied, nee. Hy sê, nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. So wanneer laas, en laat ek jou los met hierdie vraag, maar wanneer laas, het jy miskien voor God gaan sit en net gesê, Here, ek kan dit nie sonder U doen nie. Wanneer laas het jy opgegee om op jouself te vertrou vir redding?
Gelukkig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Vol van Christus en leeg van onsself. Kom ons bid. Ons Here Vader, 'n voorreg om te kan hoor dat dit nog altyd U is wat ons red. Ek weet, Here, dis dalk 'n moeilike boodskap vir ons trots. Dis 'n moeilike boodskap vir ons ego. Want ons dink baie keer ons moet uit onsself uit. En ek moet. Maar Here, vandag wil ons vra laat hierdie self in ons sal kom afsterf. Niks wat ons het, Here, is ons in nie. Selfs die einste asem gaan ons eendag vir U teruggee. U is die een wat red. Christus, U is die een wat daai tou vasmaak om ons. En U is die een wat ons optrek. U is die een wat ons dra. Ons is so dankbaar daarvoor. Help ons om vas te hou aan U en aan wat U gedoen het. Eerder as op ons eie vermoë. En help ons om werklik arm van gees te wees, sodat ons vol van U kan wees. In Jesus naam. Amen. Vriende, hierdie lied wat ek nou vir julle aangehaal het, ek is dankbaar Wynand gaan hom vir ons sing.